loof die Here. Kom ons neem ons sitplekke. Dis waar, kom ons maak ons harte oop. En ons sê Heilige Gees, waai deur ons met u woord, met u werke, hoe die Gees van die Here ook al in ons lewe wil werk. Partymal waai hy net deur die sange in mense se harte in. En werk die Gees van die Here op so bonatuurlike wyse dat jy sommer trane in jou oë kry. Ek onthou eendag in 'n gemeente waar ons was, het mense ons diens begin bywoon, 'n ou tannie en haar dogter, en sy het Sondag vir Sondag so aan die regterkant van die kerk, so die tweede, derde ry van vooraf gesit. En dan huil sy, en eendag toe ons haar besoek, ons by haar kom of haar kuier, toe sê sy vir my, ons vra vir haar, sê nou, hoe voel dit vir jou by ons in 'n nuwe Pinksterkerk wat anders is as wat jy gewoond is in die tradisionele kerk? Toe sê sy vir my, sy sê, Lourens, daar's net een ding wat ek nie verstaan nie. As jy begin sing, dan huil ek. En ek weet nie hoekom huil ek nie. Dis die Gees van die Here wat in jou hart werk. As die Heilige Gees werk, dan waai hy soos die wind. Jy weet nie, jy hoor sy geluid, jy weet nie waarvandaan dit kom nie. Dit kom hier diep uit jou hart uit. Dit kom deur die Gees van die Here aan jou gegee. Ek wil hê jy moet saam met my vanmôre lees uit Spreuke. Spreuke 31. Nou ja, dis ons maand waar ons 'n bietjie praat oor gesinsverhoudinge. Ons het verlede Sondag het ons bietjie gepraat oor ouer-kindverhouding. Vanmôre wil ek bietjie praat oor die gedagte, wat is 'n huis sonder 'n moeder? Wat is 'n huis sonder 'n vrou? Ag, dis so belangrik. Nou, ons lees hier in Spreuke 31 vanaf vers 10, net 10 tot 15. Ek gaan so hier 'n paar versies nog weer uitlig verder, maar ek wil net hierdie vir jou lees om hierdie gedeelte by jou te bring, by jou te los. Spreuke 31 vers 10. Hy sê, wie sal 'n deegsame, met ander woorde 'n knap vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. Dit beteken net die volgende: haar waarde is ver meer as die kosbaarste juwele. Wow. Jy het gedink juwele, diamant en goud is kosbaar. 'n Goeie vrou oorskat dit ver in waarde. Baie, baie ver. Ag toe broer, moenie so kyk vir my of jy dit nie verstaan. Dan vers 11. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy kyk na hulle klere en sy geniet dit wat sy doen. Sy is soos die skepe van die handelaar. Van ver af bring sy haar brood. Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Met ander woorde, sy sorg dat die kossake reg is. En ek weet hier's 'n paar broers wat vir my gaan sê, Lourens, maar ek is amper 'n beter kok as my vrou. Nou ja, dit is seker so. Ek het nou die dag net so lang bron persent gekry by iemand. Uit die boeke uit. Ek jou sê, ons daar in die dorp kan dit nie eers so maak nie. Maar dis gedoen met harde hande, nie daai sagte hande van die vrou nie. As die vrou die werk doen sy dit met liefde. Die man doen dit omdat vir hom lekker is. Die vrou doen dit met liefde. Nou kom ons kyk so 'n bietjie verder. Ons gaan kyk, ek wil vanmôre begin deur vir jou te sê dat die vrou, luister hier mevrou, jy is die sement wat 'n huisgesin aan mekaar bind. As hierdie sement nie reg is nie, spat alles uit mekaar. Ag nee, Lourens, dis nie regtig so nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is so. Vra vanmôre vir iemand wat hulle vrou verloor het, deur die dood, of op watter manier ook al. En hy sal vir jou sê, dis die eensaamste om te wees, is om in 'n huis in te stap, en daar is nie 'n maat nie, by wie jy kan kom en mee gesels, en wat jou tegemoet loop, as jy van die werk afkom, en vir jou sê, my man, hoe was jou dag gewees? Ek dink is die verskriklikste, eensaamste tyd in 'n man se lewe. Ja, daar is ons 'n paar wat so maak. Nee. Dis noodsaaklik, kerk van die Here,
Dat ons so af en toe 'n bietjie hierdie goed met mekaar bespreek en net so 'n bietjie vir mekaar sê hoe belangrik is 'n moeder in jou huis. Ek weet die dag toe my ma en my skoonma gesterf het, het dit gevoel asof ons skielik 'n leë huis het en ons het nie meer 'n plek om te gaan nie. Daar is nie meer 'n moeder nie. Daar's nie iemand na wie ek kan gaan en net by haar kan gaan sit. En vir dat ek kan sê, Mami, ek is so lief vir jou. Jy het my so lank groot gemaak. En ek was nie die maklikste tiener nie, maar jy het my verdra. En jy het my met liefde op die pad gehou. Jy het my gebonde gehou aan die familie. En as die ma nie meer daar is nie, dan spat die ouetjies uit mekaar uit julle. Ek sien, as daar een ding wat ek vanmôre regtig kan noem en kan sê, is dat Rose 'n verskriklike, besonderse goeie moeder is. Sy hou my kinders by mekaar. Ek weet nie hoe gaan ek dit regkry as sy nie daar sou gewees het nie. Sy hou hulle by mekaar, soveel so, dat ons eenmal 'n maand kom ons almal by mekaar, ons hou 'n ete, en hulle kan nie ophou om haar te soen, as die seuns, en hulle is nou al almal uit by die 40, hulle gee vir haar 3 soene, voor hulle ry. Wow! Hulle is so lief vir haar, want sy is die moeder, die sement wat die gesin aan mekaar hou. En Rose, jy is spesiaal, regtig. En dit sê vir my vanmôre, dis belangrik in 'n huisgesin. 'n Moeder is verskriklik belangrik in 'n huisgesin. Sy is die kern. Want jy sien, die pa is maar 'n ou norse ou toppie. Knorrig. Hy moet seker so wees, want hy moet nog die kinders op die pad hou. En dan moet hy nog vir ma gelukkig hou, en dis nie so maklik nie julle. Maar ek praat nie vanmôre oor die manne nie, ek praat vanmôre oor die vrouens. maar sy moet nog die pa, die knorrige ou mannetjie ook aan die gang hou, en hom ook daarom bedaar, my man, bedaar, die kinders is nie so erg soos jy dit nou maak nie. En dan word hy nog kwaad ook as hy nou kan kies kammersdag teen hom. Ja, julle kan maar lag, want dis die waarheid. Want jy moet mos saamstem met alles. Jy moet hom ook kan hanteer, so vrou, ek weet nie hoe kry jy dit reg nie, en dan kry ons vandag nog mammas wat nog werk ook voltyds. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Hoe kan hulle vir pa in toom hou? Hoe kan hulle die tieners help met hulle huiswerk en leer en kyk dat hulle nie heeltemal van die pad afdwaal nie, en dat hulle narm aan die huis van die Here kom, en dan moet hulle nog werk heel dag en dan in die aand by die huis kom en nog kom kos maak en aangaan. Julle, ons kan ons hoede afhaal en sê mooi so, julle is spesiaal, kosbaar. En moet nou nie vanmôre jouself op die skouer klop nie. Dis genade van God. Hy het jou so gemaak. Jy kan dit doen. Jy het die potensiaal wat die Here in jou geplaas het, in elke vrou, om dit te kan doen. Jy is spesiaal aan mekaar geweef, want jy sien, toe hy vir Adam gemaak het, om die stof van die aarde gemaak, maar toe hy die vrou gemaak het vir Eva, toe maak hy iemand wat by hierdie stoffelike liggaam mensie moet pas. God maak 'n vrou spesiaal vir haar man. Hy maak vir Eva spesiaal vir Adam, om by hom te kan pas. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons net so 'n bietjie verder kyk in vers 25, wat staan daar geskrywe? Hy sê, sterkte en eer is die vrou in haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Hy hele wese, sê die Bybel hierso, is spreek van sterkte en edel persoonlikheid. As 'n vrou aan jou kant is sy regtig aan jou kant. En sy staan daar tot die einde toe. En hy sê sy lag oor die toekoms. Die meeste vrouens, want hierdie dinge kan regkry, en wat weet wie hulle in die Here is, hulle is nie bevrees oor môre nie. Hulle is nie bevrees oor die toekoms van die kinders nie. Hulle is nie bevrees oor wanneer gaan daar oorlog in die land kom of nie oorlog in die land kom nie. Hulle vrees nie oor môre nie, want hulle weet, hulle is die sement wat hierdie gesinnetjie aan mekaar hou. Hulle lag oor môre en hulle is juig en hulle sê, Here, ons hoef niks te vrees nie. My kinders sal U bewaar. En hulle bid vir hulle kinders dag en nag.
Ek en my broers was maar baie godloos gewees. En ons het 'n pad geloop van ongeregtigheid. Maar een ding het ek altyd gehoor. As mami daar en pa daar in die kamer bid, dan hoor ek hoe sy in trane uitbars, sê Here Jesus, red tog al my kinders se siele. As sy in die kerk kom, en dit was vir ons half 'n verleentheid, want ons verstaan nie hierdie goed nie. Dan vra hulle, is daar voorbidding vanmôre, dan huil tannie Kotie en dan steek sy haar hand op, dan sê sy, ag pastoor, bid tog net vir die redding van my kinders se siele. En die Here het hulle een vir een gered. Vanmôre is almal gered. Al 7 van ons het by die Here uitgekom oor 'n moeder wat God se aangesig gesoek het. Sy lag oor die dag van môre. Vers 30 in hierdie Spreuke 30 sê die volgende. Spreuke 31 vers 30 sê, bevalligheid is bedrog, skoonheid is nietigheid. Met ander woorde, mooiheid van aansien kan 'n mens baie maklik mislei. Dis nie die mooi gesiggie en die perre by lyfie wat die ding doen nie. Dis die innerlike skoonheid van 'n vrou wat meer werd is as enigiets anders. Hierdie ander goede kan misleidend wees. Maar dan sê hy, vers 30 sê hy, sê vrou wat die Here vrees, moet geprys word. 'n Vrou wat die Here dien, staan uit bo almal. Sy staan uit want sy's nie net die sement wat die gesin aan mekaar hou nie. Sy het 'n geestelike diepte wat werklik uitstaande is, en hierdie geestelike diepte maak dat selfs haar gesin die Here wil dien. Want sy leer haar kindertjies van kleins af om die Here te dien. Vers 31, en hierdie is so 'n bietjie vir die manne. Hy sê, gee haar van die vrug van haar hande, laat haar werk haar prys in die poorte. Sy verdien wat sy doen. Sy verdien meer as om nie raak gesien te word nie. Sy verdien meer as om net so af en toe dankie gesê te word. Sy kan selfs, kerk van die Here, sy kan selfs so 'n bietjie meer eer kry. Ag, ek wil vanmôre vir jou sê, my boeta, het jy al ooit bietjie vir jou vrou net so 'n bietjie van daai duur parfuum gaan koop? Ja, Lourens, jy weet nie ons geld sake in die huis nie, jong. Dit gaan nie so lekker nie. Ek kan nie vir my vrou van daai nie. Sy moet maar die cheap parfuum koop wat hier op die straathoek verkoop word. Ek wil vir jou sê, sy is meer werd as die cheap parfuum wat jy vir haar wil gee. As sy dan vir jou regtig so werd is, gee vir haar 'n geskenk wat haar toekom op Moedersdag. Gee vir haar iets wat sy nodig het as sy verjaar. Iets wat kan sê, my vrou, jy is vir my meer werd as al my besittings. Jy kan al jou besittings verloor en jy kan weer maar begin opbou om aardappels of hoenders hier langs die pad te verkoop. Maar as jy jou vrou verloor het jy jou maat verloor. En as jy 'n eensame, arme man. En dieselfde andersom ook. Nou, die Here Jesus, net om weer 'n bietjie terug te kom na die Bybel toe, of jy nog 'n stukkie te lees in Johannes 19. Die Here Jesus het nogal belang gestel in die gesinsverhoudinge. Hy het nie maar net sommer hier op aarde bedien en niks omgegee vir sy geliefdes en sy broers en susters, sy moeder nie. Maar hier aan die kruis, Johannes 19, vanaf vers 26 en 27 lees ons. Nou hang Jesus aan die kruis, hy is besig om te sterwe en hy het die verskriklikste pyn, onthou is net voor hy doodgaan, hy het amper nie meer krag nie. Sy krag verlaat sy liggaam, sy bloed vloei uit en hy het verskriklike marteling, 'n verskriklike marteling. En dan draai nog die wêreld se sonde op hom. So jou en my ongeregtighede, daaroor is hy aan die kruis vasgenaal.
En nou hang hy hier en ek kan dink, as dit ek was, sou ek nie 'n geluid wou maak nie. Ek wou eerder net doodgaan en klaar, want as 'n mens by die einde kom en jy's naby jou dood, dan het ek al mense gehoor wat vir my sê, ag Lourens, bid dat die Here my tog net moet vat. Ek kan nie meer so 'n marteling teëstaan nie. En hier hang hy, en kom ons kyk in vers 26, Johannes 19. Hy sê, en toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Vers 27, toe sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Van daardie uur af neem Johannes die moeder van Jesus, Maria, as sy eie moeder in sy huis, en hy versorg haar tot die dag dat sy dood is. Die oorlewering sê, Johannes het nooit van Jerusalem af weggegaan, terwyl Maria nog gelewe het nie. Hy het hierdie ou moeder van hom beskerm en bewaar en versorg, tot sy die dag dood is, en toe sy die dag dood is, toe beweeg hy eers uit, en begin hy soos Paulus en die ander, en rondbeweeg, en siele vir Jesus in ander lande gaan wen, maar tot dan toe, het hy daar gebly, en hy het sy liefde vir hierdie moeder, soos Jesus hom gevra het hy dit gedoen. Mense, hier gee die Here aandag aan familiesake, terwyl hy besig is om te sterwe. Daar's baie ander dinge wat hom kon mee besig hou op daardie oomblik. Hy kon vir hulle baie opdragte gegee het oor die kerk en oor baie ander goeders, maar hy maak tyd om oor die familieverhoudinge te praat. Dit sê vir my, Jesus het belang gestel en stel vandag nog belang in hoe goed dit met jou familie gaan. Hy stel vandag nog belang in hoe goed dit met elke moeder en elke vrou en elke dame in die huis gaan. Hy stel vanmôre belang of jy gelukkig is of nie gelukkig is nie. Hy stel vanmôre belang van die pyn wat jy in jou hart dra en die hartseer en hoe jy sukkel om te cope en sukkel om oor die weg te kom en hoe jy sukkel om regtig rigting te kry. Hy laat jou nooit alleen nie. Hy stel belang. En deur sy Heilige Gees kry jy krag om meer as oorwinnaar te wees. As Jesus belang stel, dan is dit nie ver gesog om te sê, dat iewers in die Bybel, sou Paulus seker ook daarvan melding gemaak het. Want hy was so 'n volgeling van Jesus, hy wou alles doen wat die Here sê. Paulus wou regtig niks doen uit homself nie. Alles wat hy wou doen, wou hy die stempel van die Here Jesus daarop hê. En daarom vind ons dit so mooi in Efesiërs, wanneer in Efesiërs ons skrywe oor die huwelik en oor die gesin en oor die huweliksverband, die gesinsverband, praat hy ook hier in Efesiërs 5 met ons. En as ons lees, kan jy vers 25, 28 tot 29. Kom ons lees vers 25, Efesiërs 5. Lees ons vers 25. Vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefhet en homself daarvoor oorgegee het. Hierdie is 'n preek op sy eie. Nou hoor wat sê hy. Hy sê manne, en ons praat vandag met die manne, ons praat nou nie met die vroue nie, ons gaan volgende Sondag oor die manne praat. Oor hulle, hoe die vroue hulle moet hanteer. Maar hoor wat sê hy hier. Hy sê, jy moet jou vrou lief hê, soos Christus die gemeente lief het. Sjoe. Jy moet jou vrou lief hê, soos Christus die gemeente. Ons sê dit altyd, en ek wil dit weer vanmôre sê. My boeta, hy sê nie, jy moet jou vrou verstaan nie. Hy sê, jy moet haar lief hê. Jy kan nie 'n vrou verstaan. 'n Vrou huil wanneer sy gelukkig is. Jy het dit al gesien? As sy gelukkig is, dan hardloop die traantjies oor die wange. Sê, ag my man, dankie. Die man is net andersom. So verstaan, jy sal nie verstaan nie. Hulle staan vanmôre op en dan lyk hulle soos die onweer en net en dan is hulle vol liefde en alles is weer reg. Jy moet hulle net lief hê. Hê hulle lief, net soos hulle is.
met al hulle omstandighede, met al hulle swakhede en goeie danighede. Wees lief vir hulle, en ek dink is die maklikste ding om te doen, want jy sien, as jy 'n vrou lief het, dan blom sy. As jy vir 'n vrou liefde gee, dan blom haar hart, sy blom sommer, ag, sy sal vir jou tot koffie maak. So, gee vir haar liefde. Draai die prentjie om, maak haar kwaad. Ek dink jy gaan baie swaar lewe vir 'n hele paar dae. Jy gaan meer vis en chips eet as anders. Want sy gaan nie meer vir jou kos maak nie. Jy gaan die kinders skool toe ry en terug gaan haal en weer terugbring. Jy gaan die ou wees wat gaan sukkel, en die kinders gaan later by ma kla en sê, pa, gee net chips, vis en chips. Jy gaan nie meer 'n kosblik gepak hê wanneer jy gaan werk nie. Jy sal jou eie kosblik pak. So wanneer die vrou kwaad is in die huis, is alles die mekaar. Tot die man is die mekaar, die kinders is die mekaar, alles is net die mekaar. So die beste suksesvolle oplossing, hou vrede te alle tyd met jou huweliksmaat. Hou vrede met jou vrou. Hou vrede met jou maat in die lewe. Dit is so belangrik, want jy sien, as jy enigstens kwaad moet wees, gaan jy die een wees wat daaronder lê. En dan vers 28 en 29. 28 sê, so behoort die man hulle eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Vers 29 sê, niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit soos die Here die gemeente. Hy sê, niemand van julle hou nie van jouself nie. Of daar's baie min. Jy vat nie 'n mes en jy sny jou sommer net stikkend, omdat jy nou nie goed van jouself voel nie. Jy kam jou hare, elke oggend as jy opstaan. Ek het nie meer so baie nie, maar ek kam my hare, omdat ek respek vir myself het. Ek voel goed as ek my gesig was. Ek voel goed as ek myself bietjie regmaak, en ons gaan dorp toe en ek trek nou 'n ordentlike hempie aan, en dan gaan ons hier in die dorp in, en kry jou daar sê, Laurens, ag, jy lyk goed. Jy hou daarvan, want ons hou van ons liggame. As jy vir jouself lief is, dan sê die woord van die Here, behoort jy vir jou vrou net so lief te wees, en ek meen, jy sal jou liggaam beskerm. As die skelm in jou huis inbreek, sal jy hom teëgaan en jy sal hom probeer verwilder en hom probeer weghou van die huis af, sodat hy jou nie moet skade doen en jou moet aanval en jou moet beseer of jou lewe moet neem nie. Net so behoort die manne hulle vroue te beskerm. God het ons so gemaak. Jy kry so 'n paar vrouens wat baie sterk is. Want meestal is dit die man wat gebou is om die swaar werk te doen. Ek het 'n vroutjie geken waar ons was, sy kon omtrent alles doen. Sy kon die dak, se plafonne vaskiet, sy kon die dak verf, sy kon die alles, sy kon tot geweld het ook. Maar dis 1 uit 1 miljoen, 1 uit 1000. Maar oor die algemeen het God 'n vrou gemaak as sag, spesiaal die sement wat die gesin aan mekaar hou. En daarom is dit so kosbaar, dat sy na 'n man kan opkyk, en vir hom kan sê, my man, God wil hê jy moet ons beskerm. God wil hê jy moet na ons kyk, en jy moet ons versorg, en daarom, as die skelm in die huis inbreek, is dit nie die vrou se plig om te hardloop en te gaan kyk of sy die rower kan aanval, en hierdie nie, dis die man se verantwoordelikheid. Dis hoekom die Here jou so gemaak het, om sterk te kan wees in jou gesin, te beskerm teen alle gevare. Maar, as daar een ding is, en nou moet ek my woorde mooi tel, wat ek na die vrouens moet bring, en wat hulle vanmôre moet kennis neem, en ek moet my woorde reg gebruik. Vers 22 van Efesiërs 5 sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Onderdanigheid. Hy sê, vrouens, julle moet julle eerbiedig onderwerp aan die man se leidingsgesag. En ongelukkig is so dat die meeste papas papbroekig is in die dag wat ons in leef.
Die vrouens moet die meeste verantwoordelikheid neem vir die gesin se wel en wee. Want die paas het swak geword in die tyd wat ons in leef. Ek praat nie van ander wêrelddele, ek praat van Suid-Afrika. Die manne het swak geword. Daar's nie meer goeie pappas nie, hulle is baie skaars. En dis hoekom dit so swaar, ook in die kerk gaan, en ook daar buite, en ook daar in die samelewing, in die werksplekke, oral waar ons kom. Dit is so belangrik, dat ons vanmôre vir mekaar moet sê, die Here het dit so gewou. En daarom sê hy, soos aan die Here, soos die Here wil, wees onderdanig. Om 'n voorbeeld vir julle te noem van onderdanigheid, beteken nie, jy moet soos 'n hondjie gaan lê, en ja my man, ja my man, ja my man. Dit beteken soos 'n vrou wat in die samelewing, verhaal wat ek gehoor het, sy in die samelewing opgestyg in die regte, en sy het 'n regter geword op die einde van die dag. En daar in die balie het sy baie op die waar hulle die regsaake doen en al in die hofsaal, het sy baie uitsprake gemaak. En eendag het hulle onderhoud met haar, hulle vra vir haar, sê mevrou regter, sê nou vir ons, hoe werk jy? Jy's nou baie hoë in aansien en jou man het nou nie so 'n hoë pos as jy nie, hy's nou maar 'n gewone boilermaker of wat ook al, iemand wat werk iewerster. En hoe is dit dan nou dat jy in die geestelike lewe, herken jy hom nog as hoof van die huis of wat? En sy sê ja, dit is so. Hy is nog steeds die hoof van ons huis. Ons sê nou maar hoe? Jy vra seker niks vir hom nie, want jy het mos alles, jy het genoeg geld, en jy het genoeg aansien, en jy het 'n sterk persoonlikheid en alles. Toe sê sy vir die omroeper, sê sy, weet jy, voor ek 'n motorkar koop, vra ek eers my man se toestemming. Want dit is net reg so. En hy gaan kyk vir my na die kar, en hy sê vir my lief, ek dink jy moet hierdie kar koop, en nie daai een, en nie daai een nie. En ek glo sy oordeel vermoë, want die Here het hom aangestel om as hoof van die huis die leiding te vat. En ek dink dit is waar die probleem lê. Die meeste paas kan nie eers vanmôre hulle kinders dissiplineer. Die meeste paas vanmôre kan nie hulle kinders grootmaak in die vrese van die Here. En waar is die tyd toe die kinders nog respek vir die pa gehad het, want hy was die gesagsfiguur in die huis. Na die Here was hy tweede in beheer van die huis. Waar is die dag toe ma vir Jannie gesê het, Jannie, pas op, as jou pa kom, vertel ek hom wat jy gedoen het. En dit was Jannie buite homself. Want as pappa van die werk afkom, het hy moeilikheid. En al sou pa hom nie slaan nie, al sou hy net met hom gaan sit en 'n man-tot-man talk hê, sou hierdie seentjie geweet het, sy pa is die hooffiguur in die huis. Genesis 2 vers 20 sluit ek af, hierdie boodskap van my vanmôre. Kom ons gaan kyk, waar die gesagsstruktuur dan in die huis neergelê is. Genesis 2 vers 20 lees ons die volgende. Hy sê, so die mens dan name gegee aan al die vee en die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens was daar geen hulp gevind wat by hom pas nie. Die mens, die man, het geen maat gekry wat hom kon help en wat by hom gepas het nie. Dis wat hy eintlik daar sê. Vir die man was daar geen maat tussen die diere en die voëls en alles wat op aarde God gemaak het. Was daar nie een wat 'n maat was om vir Adam te help en by hom te pas nie. So daar's 3 dinge wat 'n vrou essensieel maak in 'n man se lewe. En daarom, luister wel, ek sê, daar's 3 dinge wat vir 'n vrou essensieel in 'n man se lewe maak. Nie vir 'n vrou in 'n ander vrou se lewe nie. God het vir Adam en Eve geskape, nie vir Adam en Steve met mekaar uitgebring. So los maar vir Steve, meneer. Adam en Eve. So die Here het
eerstens vir elke man wat getroud is en 'n vrou gekry het, het hy eerstens 'n maat gegee. Sy is jou maat. Mevrou, jy is sy maat. Jy is nie sy diensmeisie nie, jy is sy maat. Die Here het jou vir hom as 'n maat gegee. En wat is 'n maat? As jy nie weet wat 'n maat is nie, gaan kyk bietjie na jou kindertjies. Hoe speel hulle? Hulle deel die speelgoed. En die pop word gedeel met daai ene, die karretjie word gedeel met daai ene, want die maatjie moet saam met ons speel, en die maatjie oral waar hulle gaan moet saam aan die boom klim en saam al die goeders doen. So met ander woorde, wat jy doen, moet julle saam doen. Dis maatskap. 'n Maat is iemand wat met mekaar praat. Jy sit nie daar en speel en praat met mekaar nie. Julle praat met mekaar. Dis nodig om met mekaar te praat, en ja, ek weet baie van julle is nou nie vreeslike ekstroverte wat aanhoudend praat nie. Rose is nou nie van die mees spraaksaamste mense nie, maar as sy praat sy sin, sy praat nie nonsies. Maar om 'n maat te wees beteken julle is daar vir mekaar. So is julle maats, eerstens. Dit is wat die Here wil hê jy moet wees. Tweedens, 'n helper. 'n Helper. Ag, dit is so dat die man probeer die geld beheer en baie keer dink hy die vrou kan nie die werk doen om die geld hanteer en so aan nie. Maar ek kan vir jou sê, meneer, my broeder, jy kan seker maar so af en toe vir haar 'n paar rand gee en sê, gaan spandeer jy dit soos jy weet ons nodig het. Pas op net, want sy koop vir ander, maar nooit vir haarself nie. Want sy neem altyd ander meer in ag as haarself. Sy sal eerder by die skoenrak verbyloop. Dis nou onlangs weer. Kom ons daarin in een van die winkels, en nou soek hierdie maat van my 'n boot wat nou moet pas, wat mooi is vir die kerk en vir die winter en vir alles. Julle vrouens weet ons wat is 'n mooi boot, nê. En sy kom daar. En ons loop nou van die onderste kant van die mall af tot by die bokant. En weet jy hoe lyk ek as ek nou al daar aankom? Met my liggaampie. Flou geloop. Nou kom ek daar, nou loop sy daar, en dan kom sy by die boot. Kyk hierdie mooi boot, kyk hierdie mooi boot. Klop sy meneer, daar loop ons. Ek sê nou, waar gaan ons nou? Nee, ek het hom nie nodig nie. Ek het hom nie nodig nie. Maar ek loop al met twee pare skoene in my sak. Maar sy het niks. Ek sê nee, dit werk nie so nie. Koop wat jy wil hê, al kos dit ook R500, maak nie saak nie. Jy is dit werd, koop dit vir jou. En tweedens, ons het so ver geloop, jy gaan regtig en nou wat, terugloop vir niks nie. En ek kon haar daarom oorreed. Sy's 'n hulp. Sy kan jou help. Baie keer vind ek dat ek daar onder die motor lê. Nou ek is nou nie meer so fiks en so lewendig en so maar nie. En om daar onder daai kar uit te kom is nie grappies nie. Ek hak vas op alle plekke. En dan moet ek roep, Rose, bring tog vir my die bobbejaanspanner. Sy sê, ken nie al die spanners nie, maar dan kom sy van die huis af uit, want sy weet as ek so skree, dan is ek baie benoud. En dan kom sy, bring sy die spanner, en ek wys vir haar, sy gee hom vir my, is daar nog iets wat ek jou moet help? Nee, wat jy is reg, gaan nou maar eers aan. Dan gaan ek hom aan, tot ek alweer nodig kry. Sy is jou hulp, tweedens. En die derde een wat hy hier sê, iemand wat by hom pas. Ja, maar Laurens, jy ken nie my man nie. Hy is die ou knorrigste knorpot op aarde. Het jy al gesien, as jy twee magnete vat, en jy vat dieselfde pole, en jy druk hulle teen mekaar, wat gebeur? Hulle stoot mekaar weg, nee. Julle ken mos 'n magneet, nee. As jy hom omdraai, en dis die een pool teen die ander pool wat teenoorgestelde is, dan klap hy vas. Jy gaan nooit, of jy moet nooit 'n vrou kies wat soos jy is nie. Die botsing is verskriklik. Want jy sien, hierdie twee magnete kan nie dieselfde wees nie. As die vrou se persoonlikheid sterker as die man se is, dan kan hulle nog klou. Maar as hulle ewe sterk persoonlikhede het, hulle bots.
Die een veg die ander een, want hierdie een wil wil afdwing en hierdie een wil haar wil afdwing. En wat gebeur? Hulle kom nie by mekaar uit nie. So eintlik, as jy vanmôre iemand het wat nou nie soos jy is nie, is jy eintlik die regte persoon gekry. Wat vir jou 'n maat kan wees en jou kan help. Moenie 'n man soek wat soos jy is nie, of 'n vrou wat soos jy is nie. God weet wat die beste vir jou is. En vra hom om die regte maat vir jou te gee. Al is hy vanmôre nie so goed soos die neef wat jy ken of jou broer nie. Hy is die een wat by jou pas. Want as jy 'n ander een moes kry, was julle dalk lankal uit mekaar. Want julle sou so gebots het. Julle pole sou nie by mekaar uitgekom het nie. Ek het al so baie keer gesien. Dan kry ek hierdie pragtige beeldskone dame en dan trou sy hierdie knorrige, lelikste man in my oë. Sy kon daarin beter gekies het. Maar hulle pas soos 'n handskoen. Die Here weet wie pas by jou. En daarom is sy vanmôre jou hulp en sy is vanmôre jou maat. En ek wil afsluit hierdie vir jou vertel. Iemand het eendag die volgende woorde gesê. Sê ja, Lourens, dit is so, die man is die hoof van die huis. En die man is die kop. Maar ek, die vrou, is die nek. En as 'n nek 'n pyn het, kan die kop nie draai nie. As die nek styf gelê is, julle weet mos, jy opstaan in die môre en die spiere van jou nek is styf en jy kan nie jou nek draai nie. Dan kan die kop ook nie draai nie, kyk net so vorentoe. Die kop kan nie beweeg nie. Want jy sien die nek beweeg die kop. So die nek draai die kop hoe en waar hy moet wees of wil wees. En dis hoekom die kinders liewers na die ma toe eers te gaan, want sy weet ma kan vir pa beïnvloed. Man, jy kan jou man beïnvloed. Gebruik net jou vroulike initiatief en gebruik jou vroulike liefde en jou vroulike oorheersing en bring hom dan die besluit op 'n mooi manier en kyk, hy gaan tot sy beursie vir jou gee. As hy met daai kraal oogies jou so om jou nek vat en kyk jou so in jou oë. En sy sê, my man, jy is dan die beste wat die Here vir my kon gee. Dan gaan jy hoor hy sê, wat wil jy? Wat kan ek vir jou gee? En hy sal tot sy beursie vir jou uithaal. Nie almal nie, maar die meeste. Tot sy beursie vir jou uithaal. So, dit is so belangrik, as jy net hierdie werklike vroulike instink van jou kan gebruik om jou man met liefde te hanteer, gaan ons meer reg kry as om dit uit te probeer fight. Ons dink ons moet dit uitveg. Daar is nie 'n wenner in 'n geveg nie. Almal kry seer. Want jy sien, as daar twee persone in 'n geveg kom en die een slaan die ander ou met 'n uitklop hou, ek praat nou as jy beklei. En daar lê hy op die grond. Voel hierdie ou wat geslaan het net so sleg soos die ou wat daar lê. Want jy voel sleg dat jy die man so verniel het en vermink het. Daar is nie 'n wenner in 'n geveg nie. Verhoed 'n geveg liewers voor dit begin. Kom liewers op 'n vergelyking waar jy op gelyke grond is en mekaar kan verstaan. Vrouens, julle is kosbaar. In die oë van die Here en in die oë van ons as mans kan ons nie sonder julle nie. As ons regtig eerlik wil wees, ons kan nie sonder julle aangaan nie. En ons wil nie sonder julle aangaan nie. En God het julle vir ons gegee om ons lewens ryk te maak. En alles ons soms so bietjie knorrig en alles ons soms so bietjie onredelik. As jy hom net so bietjie kans gee, gaan hy net weer regkom. Los hom net, moet hom net nie aanhou net nie. Want dan raak hy heel van sy trollie af. Maar as jy hom so bietjie los, dat hy iewers net bietjie rustig raak, gaan hy terugkom. En jy is dalk nog kwaad, dan glimlag hy al. Want hy weet, hy is so afhanklik van jou liefde en jou menslikheid teenoor hom. Kom ons, buig ons hoofde, sluit ons oë,
Kom ons bid vanmôre vir hierdie boodskap, dat die Here vir ons sal help, om ook in ons gesinsverhoudings, huwelike, meer mekaar te vind. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank U vir U woord. Ons dank U dat ons vanmôre so 'n bietjie kon stil sit en praat rondom ons moeders, ons vrouens in ons lewens. En Here, dit is vir ons so belangrik. Hier in Suid-Afrika hoor ons so baie van aanklagte teen die manne wat hulle vrouens so mishandel. En vanmôre het ons dalk meer nodig dat daar meer uitgereik word en mense geleer moet word, manne geleer moet word hoe om die vroulike geslag met liefde te hanteer. En vandag wil ek bid vir Suid-Afrika. Ek wil bid vir hierdie onreg wat plaasvind onder die vrouens en wat die mans teenoor die vrouens doen. Wil ek bid dat dit verbreek word, want dit is 'n duiwelse mag wat in hierdie land is en ons verbreek dit in Jesus naam. Ek bid dan hier in Dominium wil, Here, dat hier vanmôre as die vrouens is wat vanmôre moet ly en vanmôre gemartel word en vanmôre verneder word, wil ek bid in die naam van Jesus dat daardie demoniese mag verbreek sal word en dat daardie mense vanmôre vrede sal kry en daardie manne vanmôre waarlik 'n sagte hart sal kry en sal besef dat hulle geliefdes, hulle vrouens, hulle maats is kosbaar in die oë van die Here. Ek bid dat U genade oor hulle sal wees. Here, so bid ek ook vir die kerk dat ons vanmôre werklik die Here sal dien en werklik mekaar sal ondersteun. Seën dan hierdie woord tot ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.